Goeiemôre, broers en susters. Baie welkom vanmôre in die huis van ons Hemelse Vader, ook aan die familie en vriende, julle wat hier vanmôre is om die doop te kom saam geniet en ook aan die Here ons klein seentjie op te dra. Baie welkom. En natuurlik is julle almal gewoond om koffie en tee drink na die tyd. Ons het 'n klomp eetgoed, so die 2 wyke wat vir ons help vanmôre het gesorg dat almal 'n happie kan kry. Baie dankie aan die wyke president Rif en Randpark vir ons ook die tee skink en die oppas hanteer. Baie dankie vir julle hulp. En dan wil ek net 'n paar ander afkondigings met julle deel. Op pad na Kersdag toe, nou dat Kersdag is die erediens om 8:00. Dis die enigste erediens in die jaar by ons wat vroeër is. So nou Kersdag 25 Desember sal die erediens om 8:00 wees. En ook hierdie jaar het ons 'n geloftedag erediens. So ons sal daai Dinsdag van die 16de Desember ook 9:00 in hierdie kerk ons geloftedag erediens hou. So vir die van julle wat belangstel, kan ook 'n deel wees daarvan. Dan sal jy ook vanmôre sien dat die Hakens het weer pakkies uitgesit in die kerk se portaal. Dit is ons diakens se mikpunt gewees hierdie jaar om so 'n totaal van 500 uitdeelpakkies bymekaar te maak. Ons het vandag die teiken bereik, baie geluk aan die diakens. So jy is baie welkom om na die diens 'n pakkie te kom vat. En jy weet waar die behoeftige mense is op pad huis toe. As jy iemand langs die pad ken wat altyd daar staan, miskien iewers in die week, dan kan jy net stop om vir hulle te gee. Jy sal sien die pakkie natuurlik het 'n Bybelversie by. Neem asseblief daarvan en deel dit uit aan behoeftige mense. Ons wil sommer al die pakkies uitvat vandag, so julle as familie kan ook sommer uitdeel as julle weet van iemand wat in die hulp nodig het, op pad huis toe of iewers in die week. Baie dankie aan die diakens. En dan het hulle nuwe planne vir volgende jaar, so ons gaan volgende jaar met die nuwe finansiële jaar weer 'n klomp nuwe dinge aanpak. So hou julle oor op die grond. Ons het 'n baie doelgerigte gefokusde diakensgroep by die gemeente op die oomblik. Ons waardeer hulle inisiatiewe en harde werk. Baie dankie. Goed. Reg, broers en susters. Dit is basies die storie. Ons raak rustig in ons harte. Skit al die dinge van die week af, al die dinge in jou kop so besig hou. Hierdie is 'n oomblik van ontmoeting met die Hemelse Vader. Ons raak rustig in ons gemoedere. Hou 'n oomblik van stil gebed voordat ons oorgaan na die erediens. Kom ons sluit ons oor. Gemeente, ons gaan opstaan vir ons toetredingslied. Ons sing saam Here Jesus, ons is saam. Daarna bly staan vir die foto, ontvang die seën van die Here. En dan antwoord ons met die lofsang, want so lief het God die wêreld gehad. En na die lofsang, dan kan jy maar weer gaan sit. Kom ons begin. Stop
Gemeente, so sê die Here, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet, ons sing saam, want so lief het God die wêreld gehad. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God ooit bewus raak. En dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Christus op grond van sy versoeningsdood en die werke van die Heilige Gees. Die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. En daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus en die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe lief maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle eie doop sal uitleef. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek vra nou dat die doopouers hier na vore sal kom om eerlik op die volgende vraag te kom antwoord. Gideon, Mariet, glo julle dat ons en ons kinders
ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is. Tweedens, glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing en ook dit so belig in ons belydenis. En dan derdens, glo julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van God. Wat is julle antwoord? Gemeente, ons gaan net soos ons sit, die volgende lied saam sing, my enigste troos, ons sing die eerste en die tweede strofe, en terwyl ons dan sing, vra ons dat die babatjie na vore gebring sal. Johannes, Jakobus, Tiat, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, ek doop jou in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan nou staan, kom ons sing die seënbede vir hierdie gesin en ons nuut gedoopte babatjie toe. Reg, broers en susters, terwyl julle so sit, kom ons doen 'n dankgebed saam. Kom ons sluit ons. Dankie Here dat ons as 'n gemeente by hierdie geleentheid daarvan oortuig kan wees, Here, dat U ons liefhet. Jesus, dat U ons gered het. En Heilige Gees, dat U in ons harte woon. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond. En dankie dat U hierdie gedoopte sigbaar as 'n kind aangeneem het. En dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente wat aan ons 'n geestelike tuiste bied.
En dankie dat hier die evangelie gehoor kan word, en waar ons ook as 'n gemeenskap in u liefde kan deel. Here, neem tog ons lof en ons aanbidding aan. Here, lei ons, en in 'n besondere vir hom wat pas gedoop is, om altyd die warmte van u nabyheid te ervaar, en altyd tot u eer te lewe. Inspireer ons om altyd na ander mense uit te reik. En Vader, gee dat ons die betekenis van ons eie doop elke dag ons eie sal maak. En Jesus, Here, gee dat ons lewe van u verlossende teenwoordigheid sal getuig. En Heilige Gees, vervul ons omdat ander in ons lewe sal sien hoe u ons lei en ons troos. Ons bid vir die doopouers, Here, ons bid vir die gedoopte en vir ons gemeente. Gee aan ons die krag en die geleenthede om ons voorneme getrou na te kom. Ons bid dat hierdie gedoopte tuis sal wees in die geloofsgemeenskap van Jesus Christus die Here. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit die Bybel uit saam. Ons gaan saam lees uit Lukas 2 vers 21 tot 40. En die tema vir die boodskap vanmôre is die genadehand van God oor elke kind. Jy kan saam met my volg. Lukas 2 vers 21 tot 40. Besnydenis, afsondering, reiniging. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd soos deur die wet van Moses bepaal vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe en 2 jong duwe. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van die volk. 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria gesê, sy moeder gesê: Kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Phanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jongvrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Ek lees tot sover.
Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, sê Jesus. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons kom vanmôre 'n klein baba seentjie na die doopvont toe bring. En terselfdertyd kom ons luister na die verhaal van nog 'n kind, Jesus, wat as 'n baba in die tempel ingebring is, om by die wet van Moses te hou, volgens die voorskrifte daarvan. Lukas 2 vers 21 tot 40 neem ons dan saam van hierdie eerste oomblikke van Jesus tot by hierdie pragtige sin wat ons gelees het in vers 40. Daar gestaan, en die kind het gegroei en sterk geword, hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Nou ons tema is juist dit, die genadehand van God oor elke kind. Nie net oor Jesus nie, maar oor elke kind. En ook oor jou. Ek wil vandag 4 hoofgedagtes saam met u deurloop. En die eerste gedagte is die volgende ene. God se genadehand begin by die naam. Dis ons eerste gedagte. Lukas kom en hy vertel dat Jesus is 8 dae nadat hy gebore is hy besny en toe het hy sy naam gekry. Die naam wat God self, het ons gehoor, vooraf aan hom gegee het. So in Lukas 1 vers 31 sê die engel vir Maria, jy moet hom Jesus noem. As julle dit kan onthou, ons het met die Kersdiens het ons hierdie stukkie juist gehad, waar die engel sê vir Maria, jy moet hom Jesus noem. So die naam Jesus beteken, baie eenvoudig gestel, red. Of mens kan sê, hy sal red. Die Hebreëse vorm, Joshua, beteken, die Here is redding. Dis wat dit beteken. So van voor sy geboorte af, is hierdie kind ingeskryf in God se reddingsplan. Dit was beplan. Sy naam is nie toevallig nie, sy naam dra 'n roeping. 2 dinge. Hy is die een wat red, en die tweede ding, hy is die een deur wie God ons na hom toe bring. Ek en jy word na God toe gebring deur die Here Jesus Christus. As jy later in die Bybel lees in 1 Timoteus 2 vers 3 tot 6, dan word ons herinner daaraan dat God ons verlosser is, 'n verlosser wat alle mense wil red. Daar word gesê dat daar net hierdie een middelaar sou wees, en die mens, Jesus Christus, wat aan homself as 'n losprys kom gee het, sodat ons almal gered kan word. So baie dood, dink ons partykeer net aan die oulike babietjie, wat reg is. Of partykeer by die doop, dan dink ons net aan die mooi kleertjies wat ons gaan trek vir die babietjie. Of as ons by die doop kom, dan dink ons aan die foto's wat ons sal neem, van die oomblik dat ons het vasvang, dat dit iets is wat deel is van ons herinneringe, goeie gedagtes. En dis alles goed en reg. Maar as kom by God, dan kyk God dieper in die betekenis van die doop. So wanneer 'n kind se naam genoem word, sê God as ware, ek ken jou, ek roep jou. Jy is nie toevallig in nommer in die skare nie. Ek het jou in my hart gedra lank voordat jy gebore is. En dalk sit daar vandag ouers wat onseker voel oor dinge. Gaan ek dit regkry om my kinders te leer en te hou wat doop beteken? Gaan ek 'n goeie pa wees? Gaan ek 'n goeie ma wees? Miskien is jou ouers al, jou kinders al 'n bietjie ouer en jy wonder, is ek 'n goeie pa? Is ek 'n goeie ma? So daardie onsekerheid kom God en hy fluister. Hy sê as ware vir jou, ek ken hierdie kind beter as wat jy daai kind ooit sal ken. Ek het ewige planne vir hom of vir haar. En soos Jesus se naam sy roeping gedraai het, so glo ons dat elke kind se lewe in God se hand is. Elke liewe kind, jou lewe is in God se hand. Die doop sê,
Hierdie kind behoort eerstens aan God, nie aan ons. Hierdie kind behoort eerstens aan God, nie aan ons. Nou kom ons kyk na ons tweede gedagte. Hier is die tweede een. God se genade aan werk in gewone, gebroke omstandighede. So Lukas vertel hoe Jesus aan al die godsdienstige seremonies van die wet onderwerp was, nee. Hy is besny 8 dae, soos wat die wet dit leer. Maria moes 'n reiniging ondergaan. Reiniging, na geboorte word gesien dat alles wat met bloed te doen het onrein is, so sy weer 'n reinigingsblok dinge gegaan vir die reiniging dan. En dan ook die aanbieding van 'n eerstgeborene van die nageslag van man, dit moet dan ook na die tempel toe, die kind moet aan God gewy word. Dis wat ons hier lees. So Jesus, die seun van God, die een wat self die wet gegee het, as jy mooi daaroor dink, kom nederig onder die wet en hy vul al hierdie goeders aan. As jy lees in Galasiërs 4 vers 4 tot 5, dan staan daar, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is, los te oor, sodat ons die aanname tot kinders kan ontvang. Die wet was die ding wat half gesê, jy is 'n sondaar. Want die goeders van die wet kon die mense nie gedoen kry. Hulle het altyd droog gemaak, altyd tekort geskiet, hulle moes altyd reiniging ondergaan. En dan kom Jesus onder die wet en hy maak jou los daarvan, sodat hy in jou plek staan, namens jou swakheid by jou opneem, sodat jy heilig is voor God. Hy word aan alles onderwerp in hierdie tyd. Nie omdat hy dit nodig het nie, maar ter wille vir jou en vir my, sodat ons plek, dat hy in ons plek, namens ons kan gehoorsaam is. Dan is daar nog 'n belangrike detail, wat ons hier kan uitlig, is dat Maria bring die offer van die armes. Hoor mooi, sy bring 2 duie. As jy ryk was in daai tyd, dan moes jy 'n lammetjie gebring het en 'n duif. Maar as jy arm was, dan moes jy 2 duwe gebring het, want dis wat jy kon bekostig het as 'n offer by die tempel. God kies doelbewus dat sy seun in 'n arm huis groot word, sonder luukse. God se genade hand oor Jesus se kinderjare beteken nie, hoor mooi, dit beteken nie 'n groot huis, vol geld, vol sekuriteit en status nie. Dit beteken eerder 'n gewone huis, 'n eenvoudige ouers, beperkte middele. Dit is 'n goeie nuus vir elke ouer van vandag, wat dalk voel, Here, ek het nie alles nie, ek kan nie my kind gee wat ander ouers dalk gee nie. Maar God sê, ek het self in 'n arm huis ingekom. Ek weet hoe dit voel. Ek is daar waar daar min is, maar waar my naam aangeroep word. En dan in Hebreërs 4 vers 15 tot 16 sê Jesus, hy is die hoëpriester, wat meer gevoel het met die swakhede van die mense. En daarom kan ons vrymoedig na die troon van genade kom. By die doop sê God nie, as jy alles reg kry, sal ek hierdie kind se God wees. As hierdie kind nou presteer, en hy bewys sy geloof, en hy doen alles reg, dan eers kan ek sy God wees. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê eerder, te midde van julle gebrokenheid, julle foute, julle sonde, my genade hand rus al klaar op hierdie kind. Nou wil ek net 'n voetnoot te maak, ons moet asseblief tog net nie hoor dat God hier sê, dat jy mag nie ryk wees nie, jy mag nie 'n ouer wees met kinders wat, en dit is glad nie waaroor dit hier gaan. Dit gaan basies daaroor, dat dit gaan daaroor dat Jesus, as hy in 'n arm huis gebore is, dan dek hy die spektrum van mensdom. Al die mense, die wat nie baie het nie, word nie uitgesluit nie. Met ander woorde, God sê, in die nederige manier van Christus, kan elke mens rustig wees, dat hy in jou plek omtree, toe hy gesterf het aan die kruis. En vandag nog, jou swakhede by jou neem, sodat jy heilig bly, voor die almagtige Vader.
En nou bring dit by die derde gedagte is, kyk hierso. God se genade aan bevestig sy beloftes deur die Gees en deur sy mense. So in hierdie gedeelte het ons nou gelees en dan ontmoet ons hierdie twee mense. Ons ontmoet vir Simeon en ons ontmoet vir Anna. Simeon, het ons gehoor, is 'n man wat naby aan God geleef het. Van Simeon word gesê dat hy was regverdig en hy was vroom. Verder het ons gehoor dat hy het uitgesien na die vertroosting van Israel. En die Heilige Gees was op hom. En hy leef so naby aan God dat die Gees lees ons aan hom openbaar het, Simeon, jy sal nie sterf voordat jy die Messias beleef het. Jy sal nog vir Jesus wat die verlosser is, of die Messias sal jy sien voordat jy met jou lewe op aarde klaar. So op die dag wanneer hierdie jong ouer pa met hulle baba in die tempel inkom, dan bring die Gees vir Simeon ook daarheen. En hy sien Jesus en dan weet hy. Hy sê, hier is God se verlossing in hierdie kind. Hy neem die kind in sy arms en dan sê hy, Here, nou laat U dienaar in vrede gaan, volgens U woord, want my oë het U verlossing gesien. Let op, en dit is belangrik. Die kind in sy arms het nog niks gedoen nie. Jesus het nog nie wonderwerke gedoen nie. Jesus het nog nie gepreek nie. Hy het nog nie aan die kruis gesterf nie. Maar Simeon sê al klaar reeds, hierdie is God se redding. So is dit ook met die dood. Julle kind verstaan nog niks. Hy het nog geen geloofstaal nie. Maar God se Gees getuig al klaar. My redding is vir hierdie kind beskikbaar. As die ewige stryd oor hoekom ons babatjies doop, en mense raak liderlik ongelukkig daaroor, en hier in die teologie hoor ons dat belangrik is, dat genade is nie iets wat jy verdien nie. Dit is soos nie wat die woord beteken nie. Jy ontvang dit eenvoudig nie. En Jesus het hier al in die wetse voorskrifte, het hy hierdie dinge het na vore gekom. En omdat hy verlosser is, wat in hierdie oomblik nog nie is 'n wonderwerk of 'n preek of 'n kruis gesterf het nie, dat hy al klaar aangekondig word as die verlosser, beteken dat hierdie kinders sonder hulle kennis en wete reeds ingesluit is in die genade van God. Dis wat liefde is, dis wat genade beteken. En dan het ons vir Anna, hier kom Anna, 'n vrou wat bly hoop. En dan ontmoet ons hierdie Anna, sy is 'n bejaarde profetes. Sy het al lank al 'n weduwee geword. Sy hou nie op om te bid nie. Sy hou nie op om hoop te hê nie. En sy hou nie op om te aanbid nie. Maar God die eer te bring. Sy is dag en nag lees ons by die tempel, vol verwagting. En op dieselfde oomblik as Simeon, kom sy daar aan. En sy sien die kind en begin God loof. Sy vertel vir almal wat na die verlossing van Israel uitsien, vertel sy van hierdie kind. Hier is die verlossing, hier het die genade nou gekom. En Anna is soos daardie gelowiges in 'n gemeente, nee. Daardie gelowiges in 'n gemeente wat al jare bid. Jy weet wie jy is. Jy sit hier en jy bid vir die kinders. Jy sit hier en jy bid vir jou kleinkinders. Jy sit en jy bid vir die jong gesinne in hierdie kerk. En Simeon en Anna verteenwoordig die gemeente rondom die kind. Ouers is nie alleen nie. Grootouers is nie net bykomstig nie, hulle is draers van geloof. Ouer lidmate wat bid, is deel van God se genade hand, wat ons uitdien deur ons kinders. So wanneer ons dood, staan ons nooit los. Ons staan binne 'n paar dinge. Ons staan binne die geskiedenis van gebed. Ons staan binne die generasies van geloof. Ons staan en is deel van 'n liggaam van Christus wat saam sê, ons sien God se redding raak in hierdie tyd. En dan bring dit ons by 'n vierde gedagte. God se genade aan lei deur 'n hele lewe
en vra 'n antwoord. Simeon se woorde aan Maria is aangrypend. Ons het gelees in vers 34 tot 35, hierdie kind is bestem om in Israel die val en opstanding van baie te bring. En 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. En dan God se genade oor Jesus se lewe beteken nie, dit was 'n maklike pad. Hy sal weerspreek word. Vir die jonger mense, weerspreek beteken, hulle sal sê wat hy sê is nie waar nie. Hulle sal sê dis onwaar, dis vals. Hulle weerspreek word. Hy sal verwerp word. Hy het uiteindelik die kruisiging ontvang. Maar juis deur daardie pad wat Jesus moes loop, deur die kruis, word ons gered. Word ek en jy gered. Die kruis openbaar wat in mense se harte aangaan. Is dit nie so? Sommige struikel oor Jesus. Hulle kan dit nie aanvaar nie, hulle kan dit net nie insien nie. Hulle kan nie glo dat daar 'n liefdevolle God is wat hulle wil verlos van die boosheid van die wêreld en hulle wil loskry van die goed wat hulle lewens vernietig, sodat hulle op 'n pad van liefde en vrede kan beland. Hulle wil nie glo nie, hulle struikel oor die gedagte van Jesus, hulle wil hom onwaar maak, en so is die kruis hierdie struikelblok vir baie mense. Maar die kruis is ook die anker. Dis 'n anker waar mense by werklike lewe uitkom. Waar mense besef, weet jy wat? Ek is bestem vir die ewigheid. Ek het die liefde van God met my vir nou tot altyd. Te midde van my swakhede, van my onvermoë om die sonde heeltemal af te skud, het ek die Here wat in die plek staan, sodat ek voluit elke dag kan lewe, omdat Jesus elke dag my sondes by my opneem. En dis 'n belangrike punt. Jy mag nooit as gelowige vergeet dat Jesus is nou besig om die swakhede te neem. Dit moet altyd jou mikpunt wees om jou sondes te laat staan en beter te wees as Christus. Want wat as jy dit nie reg kry nie, is jy ondankbaar. Want Jesus is steeds besig om die swakhede te neem en te sê, God kyk na hierdie kind as die kind, nie as 'n sondaar nie, want ek dra sy sondes hierdie oomblik nou vir hom. En daarvoor leef jy dankbaar. Jou lewe is nie om die wet te onderhou nie. Ons lewens, dit moet ons as kinders leer, is nie om die regte dinge te doen dat ons eendag in die hemel kan beland nie. Nee, ons lewe is om ons dankie sê elke dag, dat ons nie gestraf gaan word en kwaadlik gehou word vir die sondes wat jy net gister nog gepleeg het. Want wanneer jy dit by voete van Jesus neerlê, het jy die vergifnis van God ontvang. En môre sê jy dankie want jy probeer om dit beter te doen as wat gister plaasgevind het. Dis wat ons kinders moet hoor. Dis wat ons kinders moet bly hoor. Dat die Here staan, ons staan in jou plek. En partykeer sê ons nie, dis dankie deur ons lewe. En moet ons besef dat dis eintlik wat gebeur elke dag. So elke kind, elke doopeling sal eendag self moet antwoord op Jesus. Glo ek regtig hy is my redder? Bou ek my lewe op hom as die hoeksteen of loop ek by hom verby? Die doop sê, God begin met sy belofte. Hy beloof, jy is my kind. Al is jy 'n babatjie, jy is myne, dis waaroor hierdie ding gaan. En dan roep hy die kind om later met geloof en gehoorsaamheid te antwoord. En dan asof Lukas alles dan saamvat, lees ons in vers 40. En die kind het gegroei en sterk geword, hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. Jesus groei fisies, hy groei in wysheid, hy groei geestelik. En oor alles lê hierdie sin, die genade van God was op hom. Is dit nie presies wat ons vandag vir hierdie baba en vir al ons kinders begeer nie? Nie mag jy beroemd wees of mag jy baie geld en ryk wees nie. Dis sekondêr. Dis nie primêr, dis sekondêr. Maar wat jy wil hê, is mag jy groei. Mag jy sterk word. Mag jy vol wysheid wees en mag die genade aan van God sigbaar op jou lewe is. Dit beteken God se teenwoordigheid in hul vreugdes en in hulle trane.
Dit beteken God se leiding in hulle keuses wat hulle moet neem. Dit beteken God se vergifnis wanneer hulle val. Dit beteken God se troos wanneer ouers se harte seer is oor hulle kinders. In Hebreërs 2 vers 17 vers 18 en hoofstuk 4 vers 15 tot 16 kom en dan herinner dit ons. En dis die wonderlike van die Bybel, nee, ons kan uit die Bybel uit gaan kyk hoe hy saam praat om ons geloof te versterk. Dan herinner baie gedeelte ons dat Jesus het deur al die dieptes van menswees gegaan, sodat hy ons barmhartige loopmeester kan wees. Hy ken die pad van kind wees. Hy ken die pad van 'n tiener wees. En hy ken die pad van 'n volwassene wees. Hy is nie ver en koud in jou lewe. Hy loop saam met jou in jou lewe. Elke liewe dag. Ons sluit af. Gemeente, vandag het ons 'n klein mensie dat die doopvond gebring. Ons doen dit nie omdat ons alles verstaan nie. Ons doen dit nie omdat ons volmaakte ouers of volmaakte gemeente is nie, maar omdat ons glo in die genadehand van God oor elke kind. Ons glo God ken hierdie kind se naam en roeping. Ons glo God is teenwoordig in gewone huis. Ons glo dat God bevestig sy beloftes deur sy gees en deur sy mens. Ons glo dat God roep hierdie kind tot 'n lewenslange antwoord op Jesus Christus. So mag jy as 'n ouer of 'n groot ouer 'n lidmaat vandag weer hoor, God se genadehand is ook oor jou. Hy het jou geroep in Christus. En hy roep jou weer nader om jouself, jou kinders en jou toekoms aan hom toe te vertrou. Amen. Kom ons sluit ons op. Almagtige Hemelse Vader, ons bely graag die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, baie dankie dat U na ons lewens kyk en vir ons sorg en omsien. Here, dankie dat U vir ons krag gee en wysheid gee. Here, baie dankie dat ons elke oomblik van elke dag kan weet U stap die lewenspad saam met ons. Jesus, dankie dat U vir ons die voorbeeld kon wees hier op aarde, dat U ook kind was, tiener was, groot mens was, en dat U weet waar ons swaar in die lewe vandaan kom. Here, dankie dat U ons dra deur die Gees, dat die krag konstant vir ons beskikbaar is. Dankie, Here, dat ons kan weet dat selfs in die uitdagings van die lewe is U daar om ons hand vas te hou en te help. Wanneer ons onsself oopmaak, ons harte aan U uitgee, dan ervaar ons beleef. Here, maar in dieselfde asem, dat ons ook ons swakhede, ons sit voor U neer. Want ons weet, Here, dat ons U baie keer teleurstel met ons gedagtes. Dis waar dit begin. En ons stel U teleur dan met ons woorde en ons dade. Ons vra dat U ons sal vergewe, Here, dat ons nie kan begin. En Jesus, dankie dat U daardie sakkie sonde by ons neem, sodat ons heilig mag wees, kinders van God genoem mag wees, elke dag van hierdie lewe op die aarde. En dat dit 'n aansporing is, Here, dat ons in dankbaarheid ons lewens anders leef as die res van die wêreld wat U nog nie ken. Here, dankie dat ons ook kan weet dat U hierdie kind omvou met U liefde, ook die ouers sal bystaan, ook die suster, ook die familie en vriende.
En dit geld vir elkeen van ons as die kinders in die kerk. Hierdie gemeentelede, ons word keer op keer herinner dat ons elkeen wat U behoort. En Here, dankie dat ons dit met vrymoedigheid kan sê en uitleef. Wees met ons dus verder in hierdie dag, ook in die week wat voorlê. En Here, wanneer ons later aan kerk